wil vanoggend met u gesels, en is 'n teksgedeelte wat nogal die hele week op my gedagtes gerus het. En as dit die Here se wil is, sal ek volgende Sondag gaan ek aangaan waar ek vandag ophou. Nou, ek weet nie of dit nog oor 2 Sondag gaan wees nie, of nog net volgende week, maar ons sal sien. En die tema, as ek om 'n tema moet gee, is bid vir mekaar, en as jy wil byvoeg, bid vir jouself. Bid vir mekaar, of bid vir jouself, as dit die tema wil wees. En ek gaan vinnig 'n paar teksgedeeltes voorhou. En dan gaan ons bietjie na die teksgedeelte gesels, wat uit die woord van die Here uitkom. Ons moet ene weet, die woord van God en gebed loop hand aan hand. Die Bybel, die woord van God en gebed loop hand aan hand. So ons moet dit onthou. Maar daar is 'n paar interessante gedeeltes wat ek vinnig met jou wil deel. Die profeet Samuel is aan die woord en hy is besig met mense te praat. Nou hoor wat sê hy vir hulle in 1 Samuel 12 vers 23. Hy sê, ook sal ek nie teen die Here sondig deur om op te hou om vir julle te bid nie. Ek sal julle aanhou onderrig in die goeie en reguit pad. Hoor mooi, ek sal nie teen die Here sondig deur om op te hou om vir julle te bid nie. Wat sê hy? As ek gaan ophou bid, gaan ek sondig. Ek moet vir julle bid. Dit is belangrik dat ons vir mekaar sal bid. In Handelinge 6 vers 4 is Petrus aan die woord. Hoor wat sê Petrus? Ek gaan nie lees. Hy sê, en ons sal dan ons daarop toelê op gebed en die bediening van die woord. Petrus sê, hy en die apostels sal hulle daarop toelê, of hulle aandag daaraan gee, aan gebed en die bediening van die woord. Waarvoor? As hulle gaan toelê op gebed, hulle gaan bid. Dit gaan hulle fokus wees. Maar vir wie gaan hulle bid? Waaroor gaan hulle bid? Hulle gaan vir die mense bid, vir die gemeentelede bid. Paulus in Handelinge 20 vers 32 sê die volgende. En nou vertrou ek julle toe aan God. Ek het die 2020 hier, en ek dink daar is die 83. Maar nou vertrou ek julle aan God toe, en die woord van sy genade, die woord is magtig, om julle op te bou, en julle in die seëninge te laat deel, wat hy aan al die gelowiges as erfgedeelte beloof het. Maar nou vertrou ek julle aan God toe. Nou, hoe kan Paulus iemand aan God toe vertrou? Deur gebed. Dis die enigste manier hoe iemand kan toevertrou aan God. Deur gebed. Dan Jesus, in Lukas 22 vers 31 tot en met 32. En hy bid nou vir Simon spesifiek, vir Petrus. Petrus se naam was ook Simon. Hy sê, Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om jou soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Hy sê, maar ek, Jesus wat op aarde is, op daai oomblik, en op daai stadium, het vir jou
gebid. Kan ek vra, bid jy miskien vir jou familie, maar bid jy bietjie buitekant jou familiekring, wanneer jy bid? Bid jy dalk bietjie vir daai sondaar wat hier op die sypaadjie is? Of vir daai familielid wat jy weet, is 'n sondaar. Daai familielid wat jy weet, het nog nie by Jesus uitgekom nie. Bid jy vir daai persoon? So, ek gaan weer sê, wat het die kerk nodig? Die kerk van vandag nodig. Die kerk van vandag het nodig dat ons vir mekaar sal bid. Dit is wat die kerk vandag nodig het, dat ons vir mekaar sal bid. Nou die teksgedeelte wat op my gedagtes was, is, en ek gaan nou net 'n gedeelte daarvan lees, is 1 Tessalonisense 3 vanaf vers 9 tot en met 13. En toe ek dit gaan bietjie deurlees het, toe sien ek maar Paulus is besig om 4 punte daar uit te lig. Of 3, nee, ek skies net 3 punte uit te lig. En vanoggend wil ek net hê ons moet gaan stil staan vanaf vers 9 tot en met vers 10. Kom ons gaan saam lees vers 9 en vers 10. Ek gaan hier lees uit die 2020 vertaling uit. Watter dank kan ons immers na behore aan God bring oor julle? Vir elke vreugde oor julle wat ons voor God het. Terselfdertyd smeek ek bedags en snags baie ernstig om julle van aangesig tot aangesig te mag sien. Hoor wat sê hy? En om te kan voorsien in wat aan geloof by julle ontbreek. So Paulus sê vir hierdie gemeente, ek bid gereeld vir julle, maar ek wil graag bietjie daar na julle toe kom. Want aan julle geloof ontbreek julle. Julle geloof is nie waar dit moet wees nie. Die Engelse vertaling stel dit as volg: that their faith might mature. So Paulus sê, aan julle geloof skiet julle tekort. Nou ons sal nooit volwassenheid bereik in ons geloof nie. Maar daar sal altyd plek wees vir verbetering in ons geloof. In ander woorde, en wanneer ek praat van plek van verbetering, daar is altyd plek om God meer te vertrou. En nie myself te vertrou nie, maar om God te vertrou. Jy sien, ons moet groei in geloof. Nou, as ek baie kos eet, en sweets en chocolates en koeksisters en melktert, gaan ek groei in gewig. Maar ek gaan nie groei in geloof nie. Ek kan nie groei in geloof nie. Jy kan net groei in geloof. Geloof groei in geloof. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Geloof groei in geloof. Nou, hoe groei ek in geloof? Deur my Bybel te lees? Groei in geloof? Deur te bid? Romeine hoofstuk 1 vers 17. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof, tot geloof. Soos geskrywe is, mag die regverdige uit die geloof lewe.
Dan is vanoggend eerlik met mekaar wees. Lewe ons werklik waar uit geloof? En as ek vanoggend hierdie vraag vra, dan vra ek hierdie vraag vir myself. Lewe ek werklik waar uit die geloof uit? Vertrou ek God 100% met alles? Ons wees dood eerlik, nee. Ons doen dit nie. Ons maak nog steeds op ons eie insigte staat. Ons maak nog steeds op ons eie kragte staat. En Paulus is besig met hierdie gemeente te praat. Want hy wil hê hulle moet groei in geloof. En eintlik sê hy wil graag soontoe gaan, om hulle van aangesig tot aangesig te kan sien, om met hulle te kan praat oor die geloof. En daarom bid hy vir hierdie gemeente. Hy bid vir hierdie gemeente, dat hulle moet groei in geloof. Nou, as ons 'n voorbeeld kan gebruik, van 'n persoon, in die Bybel, oor geloof, dan kan ons na Abraham gaan kyk. Abraham is die vader van geloof. Hy is die vader van geloof. Nou kom ons kyk vinnig na sy lewe. Abraham bly daar by sy pa, en die Here kom en die Here roep hom, en die Here sê vir hom, Abraham, ek wil hê jy met jou vrou vat, en trek, na land toe wat ek jou gaan aanwys. En dis presies wat Abraham gedoen het. Hy het getrek, sy vrou gevat, maar sy neef het ook by hom aangedring, Lot. Hy wil saamtrek. En toe Lot saam met hom getrek. En Abraham trek toe na die land wat die Here aan hom gaan wys. En hy kom by hierdie land aan. Die land Kanaan. En wat vind hy daar toe hy daar aankom? Opgewondenheid. Die riviere is vol water. Die damme is vol water. Die landerye is groen. Die bome is groen. Alles is pragtig. Is dit wat hy daar ondervind het? Toe hy daar aangekom het? Nee. Toe hy daar aankom, toe kry hy hongersnood in die land. Dis droog. Daar's nie water nie. Daar's nie kos vir die diere nie. Dis dor. Daar's glad nie oorvloed nie. En God het toegelaat dat hy hongersnood sal kry in Kanaan, toe hy daar aangekom het. God het dit toegelaat. Hoekom? Want hy wou Abraham se geloof toets. En toe Abraham daar aankom en hy sien hierdie ellende, wat doen hy? Wat sou ons gedoen het? Want hy doen presies wat elkeen van ons sou gedoen het. Ons sou beter weining gaan soek het. Hy trek Egipte toe. Want Egipte het kos, Egipte het water. Sy diere is versorg. En hy slaag nie die geloofstoets nie. Maar Abraham het 'n pad met die Here gestap. En die Here het baie uitdagings oor sy pad gebring. Jy sien, want hierdie uitdagings wat hy oor sy pad gebring het Abraham gedwing om God te vertrou. Al hierdie uitdagings het hom gedwing om God te vertrou.
Want geloof in God is om God te vertrou. Net geloof is, as ek my hierdie boarmspiere wil ontwikkel, en ek tel bietjie 'n paar weights op, dan gaan julle gaan na 'n rukkie sien, my boarmspiere het ontwikkel. En dit is presies dieselfde met geloof. Hoe meer ek God vertrou, hoe makliker word dit. Hoe makliker word dit. Want dit is geloof in God. Abraham het die wêreldse probleme gehad met sy neef Lot wat hy saam met hom gevat het. Hy het uitdagings gehad met sy vrou. Hy het uitdagings gehad met die diensmeisie Hagar. En dan kom sy groot toets. Die toets. Die toets van alle toetse. Die Here vra vir hom, daai geliefde seun van jou, daai enigste seun van jou, gaan offer hom vir my. En Abraham vat sy enigste seun, sy geliefde seun, en hy bou 'n offerplek. En hy plaas sy seun op die hooi, op die hout wat hy gekap het, om sy seun op God te offer. Die toets kan hy God vertrou. En hy was bereid gewees om sy seun te offer, want hy in sy hele wese geglo dat God het die mag om Isak weer op te wek. God kom by elkeen van ons, en hy kom toets elkeen van ons se geloof. Maar nie om jou seer te maak, of jou te probeer te vernietig nie. Maar om jou geloof te ontwikkel, sodat jou geloof sal groei in God, sodat jy God sal vertrou. As Abraham gedurende die hongersnood nie daar geleer het om God te vertrou nie, sou hy God nooit vertrou het met al sy uitdagings nie, met al sy probleme nie. En uit sy uitdagings het hy geleer om God te vertrou. Ons wil God altyd in die groot goed vertrou. Maar jy kan God in 'n klein simpel dingetjie ook vertrou. Ek en Elise was bietjie weg gewees, en ons was Kaap toe gewees vinnig, en ons moes gevlieg het. Nou ek het jare terug gevlieg. Nou hierdie moderne goeders van vliegtuigkaartjies online koop, en dis nou nie die probleem nie, maar toe kom hulle, kry ek 'n boodskap, ek moet online inboek, check-in, en toe slaan dit nou vir my nou bot toe, jy weet. Maar in elk geval, maar
Die WhatsApp kom so hier net na 7 die oggend deur. En toe sê ek hom nou sien, toe was dit nou so by 8 uur, maar ek was daai dag net verskriklik besig gewees. En ek het die WhatsApp gekyk en sê, "Ag, ek sal later by jou uitkom." En laat die middag, hoe volg ek nou die stappe? Ons moet nou inboek. En ek volg nou die stappe. En toe sê hy, "Boek jou vliegtuigkaart, jou sitplek." En ek kyk na hierdie ding en hier is die vliegtuig met die sitplekke. En ek probeer oral, maar niks wil werk nie. En ek kom agter. En ek dink ek gaan vra toe vir Janice, nou is my kop is die mekaar, help my met hierdie, waar kan ek nou hierdie sitplekke boek? En sy sê, nee oom, jy kan nie daai blauwes wat oop is, die ander is klaar gevat. En toe ek na die blauwes gaan kyk, toe kan ek en sy nie langs mekaar sit nie. Maar daar is 2 sitplekke, sy voor en ek agter. En ek boek daai 2. Toe ek nou klaar geboek het, die stap ek nou na haar toe, en ek sê vir haar, ek het die sitplekke geboek, maar daar is nie 2 langs mekaar nie, daar is 2 agter mekaar, so jy gaan nou maar voorsit en ek sal agter jou sit. En sy sê, nee man, jy moet 'n plan maak dat ons langs mekaar sit. Ek sê, nee, is klaar geboek, ek weet nie. So. En die oggend wat ons moet vlieg, is ek vroeg wakker. En ek is 3 uur wakker en ek kan nie slaap nie. En ek staan op en ek gaan daar na die sitkamer toe en ek begin te bid. En terwyl ek so bid, kom die vliegtuigkaartjie so in my gedagte op met die sitplekke. En ek sê, Here, ek vra om verskoning. Hierdie goeters verstaan het ek nou nie verstaan nie, maar ek het nou ten minste geleer. So ek sal uitkyk, vroegtydig uitkyk in die toekoms as ons nou weer so iets moet gebeur. Maar Here, kan jy nie asseblief dat ons 2 langs mekaar sit nie? Ek weet ek moet iemand vra, maar jy weet, ek vra nie sommer mense as ek hulle nie ken nie. Kan daar 'n persoon kom wat aanbied dat ons sitplekke ruil? Die persoon moet van self aanbied. Gepak ons lughawe toe, klim op die vliegtuig. Ek het my laptop saamgevat en nou wil ek my laptop na bokant toe, in die bagasiebak bokant jou kop insit. En ek sukkel toe en 'n vrou met 2 stemme agter my sê, sit dit aan die ander kant en daar's plek daar. En ek kyk toe en so ek sê, baie dankie en ek skuif toe my plekkie in. En sy het gesit en 'n hankie bo haar en ek praat en daaroor. En die vrou wat met my gepraat het, moet langs my sit. So daar's net 3 sitplekke, so jy sit teen die venster, dan 'n middel en dan eenetjie, dan is die gangetjie. En sy sien ek praat met haar en sy sê, wil julle 2 langs mekaar sit? Ek sê, ja, dankie. Sy sê, nee, okay, ek sal op haar plek gaan sit, dan kan sy op my plek kom sit. As ons God in die kleine dingetjies kan vertrou, en ek het hom gevra, die persoon moet self aanbied. Ek wil nie iemand vra nie. As hy getrou is aan so simpel klein dingetjie, hoeveel sal hy nie in die groot dinge getrou wees nie? Paulus bid vir hierdie gemeente, dat hulle geloof moet toeneem, dat hulle God moet vertrou, nie net met die kleiner dingetjies nie, maar met die groot dinge ook. Hierdie Christene ly, hulle kry swaar. En Paulus wil hê, al wat hy wil hê is, hulle moet God vertrou met alles. Hy wil hê hulle moet groei in hulle geloof.
Want jy sien, geloof, wat nie getoets kan word nie. As jou geloof nie getoets kan word nie, kan jy nie vertrou nie. Jou geloof moet getoets kan word. Want as dit nie getoets kan word nie, dan is daar nie vertroue nie. En as ek God nie kan vertrou nie, dan het ek nie geloof nie. Paulus kon nie hierdie gemeente besoek nie. Hy het vir Timotheus gestuur om hulle te besoek. En Timotheus kom terug. En hy skryf 'n tweede brief vir hulle. En hoor wat staan in hierdie tweede brief. 2 Tessalonisense 1 vers 3. Hy sê, ons moet God altyd vir julle dank, broers. En dit ook reg. Want julle geloof, en dit is ook reg, want julle geloof neem sterk toe. En sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. Hy skryf 'n tweede brief. Hy sê, ek hoor dat julle geloof het met krag toegeneem. Sonder uitsondering. En julle liefde vir mekaar het meer geword. Volgende wil ek jou vra. En ons almal kan toeneem aan geloof. Paulus het die Here gevra, Here, hy wil hierdie gemeente besoek. God het dit nie toegelaat dat hy die gemeente weer besoek nie. Nie lank daarna nie toe sy oorlede. En daar seker goeders wat God nie gaan toelaat nie. Al vra ons om dit. Maar daar is tog goeders wat hy gaan toelaat. En die enigste ding wat hy nie sal toelaat nie, is dit nie vir ons. Wat voordeel van ons is nie. Ek weet elkeen wil R1 miljoen in hulle bankrekening hê. Party wil 2 miljoen hê, party wil 3 miljoen hê. Maar wat gaan met jou gebeur as jy 3 miljoen in die bank het? Kan jy God nog vertrou? Of gaan jy die bankrekening vertrou? Waarvoor vertrou jy God vanoggend? Kan ek jou uitdaag? Kan ek jou vanoggend uitdaag? Is jy bereid vanoggend om jou geloof op die toets te stel? Vir God te vra. Ek het hom 'n klein simpel dingetjie gevra. En hy was getrou en regverdig en 'n klein simpel dingetjie. Vir 'n sitplek in 'n vliegtuig. Hoeveel te meer sal hy nie vir jou getrou wees nie? Maar geloof vra dat ek God werklik waar moet vertrou. Dis wat geloof vra. Kom ons sluit ons oë. Liewe broer en suster, waarvoor wil jy God vertrou in hierdie oggend? Praat net so vir 'n bietjie met die Here jouself. En as daar iets is wat die Here al vir jou gesê het jy moes gedoen het en jy het dit nog nooit gedoen nie want jy twyfel, bely dit vanoggend. Vra om verskoning vanoggend.
Vader, vanoggend wil ek net soos 'n Paulus kom vra, vir elkeen van ons, wat vanoggend hier teenwoordig is, vir elkeen wat 'n lid van hierdie gemeente is, Heilige Gees, stap 'n pad saam met ons. Laat ons geloof sal toeneem in God die Vader. Dat ons God sal vertrou. Dat ons self verstom sal staan oor ons eie geloof in U. Maar dan vra ek Heilige Gees, om werk U in elkeen van ons harte, tot eer van ons Hemelse Vader se naam vra ek, in die naam van Jesus. Amen en amen.